all our lives. You have been faithful. In all our days, you have been good Father. En met elke asemteug wat ons het, en alles in ons, we will sing of the goodness of God. Amen. Kom ons gee Here 'n lofoffer vir dit. Amen. Prys die Here. Glory to God. Amen. Jesus. Ek wil net sê, as jy net vanaand as jy die gees nie aangewakker word deur hierdie span manne en vroue nie, dan weet ek nie, dan moet ek vir jou bid. Amen. Luister, ek kan nie sing nie, maar ek wil so graag sing. Prys die Here vir hierdie. Kom ons gee vir ons worship span 'n mooi handeklap. Awesome. Baie dankie julle. Ons is so geseënd om man en vroue te hê wat so awesome kan sing. Natuurlik die gitaar doen dit vir my. Prys die Here. My guitarist brother Donovan. Welkom vanaand by die huis van die Here. U wat vanaand aanlyn is reg oor die wêreld. Ons wil ook u vanaand verwelkom hier in die huis van die Here. Wat 'n voorreg om 'n oop deur te hê en weer eens net in die teenwoordigheid van die almagtige God en Vader te sit en sy teenwoordigheid in te dat dit ons deur weke van kop tot tone. Amen. Ek het die voorreg vanaand om woord met julle op te breek in my tema, my titel is hier volgende: die ongeskrewe wette van moraliteit. 'n Klomp Afrikaanse woorde in een sin, die ongeskrewe wette van moraliteit. In Engels, the unwritten laws of morality. The unwritten laws of morality. Met ander woorde, daar's twee dinge ons vanaand gaan gepraat. Ons praat van moraliteit, die beginsel van moraliteit. What is morality? En dan ook wette rondom dit. Hoe hanteer ons die beginsels van moraliteit in ons eie lewens? Ek het klaar met julle gesels oor 1 Korintiërs 10:13. Ons sal 'n bietjie so later daar gaan kers opsteek. Wat is moraliteit? Wat is die betekenis van morality? Dit is die beginsel. Amen. Daai en stem saam, dis reg. Love dit. Moraliteit is 'n baie belangrike beginsel wat ons elke dag mee te doen het. As jy opstaan, oombliklik word jy deur 'n moraliteit beginsel in die oog gestaar. So dit is natuurlik die beginsel en standaarde tussen reg en verkeerd. Reg en verkeerde waardes. Elke liewe dag ons word gebore met 'n moral kompas, met 'n morele kompas in jou om te kies tussen reg en verkeerd. Vroeër het ons met die spannetjie saamgebid het ek die span gevra, die wat ouers is, wie van julle het al julle kinders geleer om stout te wees? Het julle ooit 'n kind geleer om stout te wees? Weet jy? Sy is soetgebore. Is daar enige kind wat soetgebore is? Die moeder sê ja, ek natuurlik, die een was soetgebore. Amen. Ek glo dit. Nee. So kinders word outomaties in 'n sondige wêreld. Jy moet die kind leer om soet te wees. Dis nie 'n outomatiese ding nie. Jy moet leer en jy gaan leer wees in jou lewe just basically, nee. Jy moet die kind leer om nie jou vinger in die plak te druk nie. Dit is so 'n interessante ding, die jou plaggie, net teen die muur. Die neusie. Ja, dan die ander een is die vinger in die neus, nee, ja, ek verstaan daai ene. Amen. So, standaarde wat God instel, is in reg en verkeerd. En ons as mense word elke liewe dag gekonfronteer met die morele kompas voor jou, met die besluit, gaan ek links of gaan ek regs? Is dit ja of is dit nee? Nou die probleem is met meeste mense, ons het 'n neiging om die vraag te vra. Wat is die standaarde? Tot watter plek kan ek die morele waardes toets voor ek gaan sondig? En ek gaan 'n bietjie kyk daarvan aan. So morele waardes, wat is die grootes wat daar in die Bybel is? Eksodus 20 praat van 20 van die 10 gebooie. Eksplisief geskrywe, vasgemaak. Ons kan nie daar verbygaan nie. Wat van die bergprediking, Matteus 5 tot 7, waar Jesus kom en hy gee 'n klomp waardes. Met ander woorde, as jy die Bybel oopmaak en jy gaan daartoe, gaan jy eksplosiewe inligting kry oor sekere rigtings. Wat van Galasiërs 5:22-23, that's a moral compass. Die Here sê vir jou, dis die volgende wat jy moet doen. So daai is 'n reg en 'n verkeerd. En natuurlik dan die groot in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou hele krag en jou hele verstand en jou naaste lief hê soos jouself. Amen. Daardie wette is in die woord van God. Jy kan nie probeer om dit uit te redeneer met God nie.
Jy kan nie vir die Here sê, ek is nie doodseker van die jy mag nie moord pleeg nie, nee. Ek punt van die wat skoonmaas het. Nee, jy kan nie met die God redeneer oor dit nie, amen. Dood eenvoudige feit is, jy maak nie dood nie. Goed. Great stuff. Ons het baie mooi morele waardes vasgemaak. Met ander woorde, ek noem dit die fundamentele morele kodes waar volgens ek die Here moet eers gehoorsaam. Nommer 1, die vertikale. That's a moral compass, dis waarmee God eer, maar ook by medemens. Die man en mense om die lewe wat die Here in jou lewe blaas. Daar's ook morele waardes, daar's ook maniere, dit is reg en verkeerd. Wat ons moet hanteer elke dag van ons lewens. Is dit nie wonderlik hoe die Here wat toe die Here vir my hierdie skrif vir jou so 'n paar weke terug en ek werk daaraan en ek snie gaan te kere. En Janine vanmôre preek natuurlik oor die jakkalsies en dit myself albei hierdie skrifte is eintlik in dieselfde rigting wat die Here vir ons gee. So dis 'n baie belangrike skrif vanaand of 'n belangrike teaching wat die Here met ons wil los vanaand. Goed, maar tog is daar sekere grys areas in die woord of in ons lewens waar daar nie 'n spesifieke eksklusiewe wet is oor sekere morele beginsels in jou lewe nie. Met ander woorde, daar's 'n paar plekke of daar's 'n paar dinge in ons lewens waar die woord nie noodwendig vir jou sê, Jean, dit is wat jy moet doen of nie doen nie. En ek noem dit die ongeskrewe morele wette. Is daai grys areas in die woord van God. En gereeld word ek genadeer deur geliefdes wat sê, Jean, mag ek dit doen? Wat sê die woord? Of mag ek, en gaan sommer dadelik in een van die grys areas inspring, Jean, mag ek 'n tattoo kry? Nou oombliklik sal van ons sê, wag, in die Ou Testament het daar gestaan, dat jy mag nie jou liggaam skend, maar dit was as gevolg van 'n afgod nie, waar hulle liggame geskend het en gesny het, om afgode te aanbid. So die vraag is, nou gaan 'n paar van die jongens sê, sê net ja, sê net asseblief ja, ek mag 'n tattoo kry. Ek gaan julle nie antwoord nie. Dis jou verantwoordelikheid, om self te hoor, Here, wat is die grys areas rondom tattoo? As jy gaan vir 'n blou bol, dan kan jy na my toe kom en gaan sê nee. Amen. Of love is, natuurlik nee. Love is, of your girlfriend se naam, nee asseblief, dan go there. So daar is 'n klomp ongeskrewe wette wat nie in die Bybel is nie, wat ons dan elke dag mee sit. Die mag ek, noem ek dit, die mag ek. En jy word elke dag gekonfronteer. Ek was onlangs in Pret gewees, net voor die storms, by my seun se huis. En op pad terug, ek en Cyril, ons goeie president, man, ons sukkel met twee dinge in die lewe. Dis die spoedgrens, syne en myne, stem net nie saam nie. Ek het dan met hom geredeneer, hy sê, maar as ek sê 60, dan is dit 60. So ek en Cyril het gereeld argumente of debatte oor wat kan ek doen met my eie spoedgrens. Ek sê gewoonlik vir mense, ek oorskry nooit my eie spoedgrens nie. Amen, is 'n veilige plek vir my om te wees. En op 'n stadium ry ons nou tussen twee dorpe en die 80 km/h bordjie is daar. Ek sien 80 km/h. Nou wag ek vir die 120, but because why I need to go. Nita sê vir my, jy wil altyd eerste wees. Ek sê nee my lief, ek wil net voor wees. Amen. Just saying. Groot verskil. En nou soek ek vir die 120 en geliefdes, hy kom net nie. Ek kan al sien môre is op pad en ek kan al sien die bordjie kom net nie. Maar wat doen Jean? Grys area. Met ander woorde, wat ek convince myself, wat nie baie maklik, dit is eintlik maklik om myself te convince. Ag, weet jy wat? It's gonna come. En ek gee vet. Want nou wil ek uitkom waar ek wil uitkom. En dis net daar waar die struikrowers wag. Dis in die Bybel geskrywe. En hy wag agter 'n bos. As jy verbykom, gaan hy jou rob. Ek noem dit natuurlik die blou baadjies. Die struikrower met 'n mooi kamera. Hy's agter hy bos. En wanneer Jean net vet gee, dan vang hulle my. So ek verwag 'n kaartjie. Gaan ek dit kan stry? Nee, want die woord sê, die wet sê, wanneer jy die 120 sien, dan mag jy natuurlik, dan van daar af,
verder ry, maar daai is 'n grys area. Dit is ek en Cyril, maar lyk my ek gaan verloor. So in die woord van God is daar nie eksplosief vir elke morele dilemma 'n antwoord nie. Dit is nie daar nie. En daarom wil die Here vanaand vir ons teaching gee oor hoe hanteer ek daardie grys areas wat ek nie voor 'n antwoord het nie, en jou pastoor ook nie. Okay, baie belangrik. En ek gaan 'n paar vir julle noem. Kom ons noem 'n paar sommer net so uit die hand uit. Rook, die sigaretjie of die vape of wat ook al mense doen. Staan daar in die woord van die God, jy mag nie rook nie. Net nee. Dis die antwoord is eintlik nee. Moenie worry nie, die antwoord is nee. Daar staan nie iewers tussen wat sê Jean, jy mag nie 'n Lexington rook. Is dit Lexingtons? Ek weet nie wat ek het jare terug gerook. Ek het gerook toe dit nog legal was. Ek nie spot. Is dit 'n Lexington, kry jy dit? Come on, wie van julle is nou so onheilig. Julle is so heilig. Ek weet nie waarvan Jean praat nie, maar in meantime toe jong was, het ek 'n pakkie gangsters saam met my gehad, né? Né? Onthou julle jong dat toe ons stout was? Julle was nie stout nie. Ek sal nie vergeet nie, toe ek natuurlik nog rook het as 'n jong man, as 'n plumber, nou ja, dan's man kry baie geld nie, né? So dan koop jy hele maand koop jy dan Chesterfield. Jy koop Chesterfield. Maar payday, geliefdes, né? Dan is dit 'n pakkie Camel. Nou ja, ons was stout, dank die Here, hy het my vrygemaak daarvan, maar nietemin desteenstaande. Staan daar iewers in die Bybel dat jy mag nie rook nie. So daar's iewers 'n grys area. So Here, u sê nee, u sê ja, wat sê u? Ek gaan vir jou antwoord gee rondom dis een van die maklikes, né? Wat van die drankie? Daar word duidelik gepraat oor drank, moenie dronk word nie. Goed, maar daar was drank in die Bybel gewees, ander maniere. So mag as ek vanaand by die huis kom van die kantoor af, mag Jean vir hom met Jameson gooi. Ek het die woord gaan opsoek donderdag aan. Jameson is whisky. So ek is nie baie goed op drank nie. Ek het bier gedrink toe ek stout was. Maar mag ek as ek vanaand kom vir my 'n glasie Jameson op rocks, né? Ek sien die movies. Hulle doen dit in die movies. So glas die kant af oopmaak en gooi die ou van my 'n knertjie daar en dan's alles fine. Die wêreld is beautiful. So, wat sê die woord? Mag jy vanaand, en by the way, ek wil net vir die rekords hier op tape, asseblief, ek gaan nie vanaand verkondig dat jy moet nou vanaand vir jou Jameson gaan gooi nie. Julle weet ons wat sê die woord, ons is nou by die grys area, maar Jean het gesê, hy sê ja of nee. So die antwoord is, ek verkondig nie vanaand dat jy vir jou 'n drankie gaan gooi by die huis nie. Okay, asseblief. Dis 'n grys area wat ek net wil seker maak ons verstaan dit. Wat van vloek? Mag jy 'n kras woordjie gebruik as jy 'n toon stamp? Want blykbaar van ons stamp ons tone. Wat van wêreldse vermaak? Grease lightning. Wat van flieks? Baie belangrik, grys area. Wat van jou kleredrag, geliefdes? Wat sê die Bybel rondom kleredrag? Wat sê die Bybel rondom stiptelikheid? Staan daar iewers geskrywe dat jy moet presies 9:00 by die kerk wees? Nie noodwendig nie. Dis 'n grys area. So wat doen die kerk? Wat doen die mens? Ons toets daai boundary. Come on, wie van julle toets die boundaries in die oggend op pad werk toe? Baie van ons, that's the grey area. Okay? Want daar staan nie jou baas sê 9:00, maar jou baas is self laat. So wat sê ek kom maar 'n bietjie laat, né? Grys areas in die woord wat nie noodwendig vir jou 'n antwoord gee nie. Dit beteken nie ons moet dit misbruik nie. En Jean, ek praat vanaand met die kerk as 'n geheel. Want ons as die kerk, as mens, toets die boundaries. Ons toets die grenslyne van moraliteit. Want dis waar ons lewe. Ek sal 'n bietjie laat kom, né? Want nêrens staan dat ek moet presies 9:00 kom. In by the way, ons bly in Afrika. As jy sê 3:00 vanmiddag beteken die hele dag. Anything from 3. Tel. Amen. In India, as jy nog môre kom, as jy nog sit in tyd. That's what it works. Wat van courtesy? Wat is die Afrikaanse woord vir courtesy? Ek het probeer nou uitdink, as 'n man courteous, as 'n man, wat is die regte woord vir? Hoflik. Pragtige woord. Jy sien juffrou, hoflikheid.
Wat sê die woord rondom hoflikheid? Moet ek die deur oopmaak vir die dame? Moet die dame eers instap? Wat sê die woord om dit? Daai is grys areas. Amen, kerk. Maar dit beteken nie, ons moet dit nie hanteer nie. Ek weet van die moderne vrou sê, nee, los my deur, dis my deur. Ek sal my eie deur oopmaak, né? Nee, kan ek net sê, dames, hou julle nog die idee dat 'n man 'n deur oopmaak vir julle? Amen. Kan ons daai vasmaak vanaand, dis 'n grys area, maar almal stem saam, maak die deur vir jou vrou oop. Jaco sê nee, Jaco sê, kry jou eie deur. Jy weet, is jy al in? Ek trek al weg, vrou. Nee. Asseblief, don't do that. Dis 'n grys area. Deur oopmaak. Ek en Nita stry baie keer, want Nita skaam. Julle sal dit nie glo, my vrou skaam. Sy wil, ek moet eers instap by 'n plek. Vir my wie glo ek moet dat sy eers instap. So wat ek nou maak is altyd kompromie. Daar's altyd, wanneer kom by 'n oomblik, mens, hier kom dit nou, Jean, dan sal ek maar instap, maar dit is nie goed vir my nie. Ewen daardie deur, julle sal sien by daardie deur, ek sal gereed iemand, stap voor my, dis courtesy. Maar is nêrens in die woord opgeskryf nie. Amen. Nou kom ons kry skrif vir al die goed. Ek het nou baie gepraat, nog geen skrif nie, van julle lyk honger vir woord. Nee, dis Jean, kan ons nie die Bybel kry, want ek soek 'n antwoord van jou. Gaan ek 'n tattoo kry maandagooggend, want Jean het gesê, tattoos is okay. Solank dit nie die blou bil is nie. Nee, ek spot. Baie lief vir die blou bil Romans, we love the blou bulle. Hulle proe lekker, hulle proe heerlik. Alright, anyway. Die Sabbat is 'n grenslyn debat, is 'n grenslyn grysheid. Is Sabbat Saterdag? Is dit Sondag? En daarmee sukkel die kerk, want nee, my broer sê Saterdag is kerk, want dit was die 7de dag gewees. Want wetlik en alles is Sondag, dis vandag is die eerste dag van die week. So kan julle asseblief oor julle Monday blues kom, want dit is eintlik al die tweede dag van die week. Amen. Ja, nee Jean, ja. So die Sabbat het verander. Dis 'n grys area, maar daar's borderline, want daar's skrif. En op die eerste dag van die week het die apostels bymekaar gekom en brood gebreek en saam gebid. En dis waar ons op die Sondag kom en ons hou vandag diens. Maar nou weer eens, dames en here, en al my broers en susters, dis 'n moeilike plek. Want ek glo dis Saterdag en 'n ander man glo dis Sondag. Kom ek gee vir julle skrif. Wat moet ons doen? Die volgende. Hoe besluit jy? As individu, jy en jy, hoe besluit jy wat is reg en verkeerd vir jou? Ons elkeen van julle het 'n keuse om te maak. Toe julle kinders was, het ons vir julle besluit. Amen. Ons moet nog steeds vir julle besluit, dink ek. Tot julle 21 is, dan skop ek jou die huis uit, dan moet jy self besluit. Ons besluit vir ons kinders wat reg en verkeerd is 'n goeie ding, want God verwag dit van my as ouer om my kinders in die weë van God groot te maak. Amen. So, wat doen ons? Kom ons kyk. 2 dinge. Wat is jou oortuiging rondom 'n grys area in die woord van God en wat is jou gewete? Hoe werk jy met jou gewete wanneer jy gechallenged word oor goed wat nie noodwendig in die Bybel staan nie? Almal van ons, as jy môre wakker word, gaan jy met 'n grys beginsel voor jou sit. Mag ek of mag ek nie? Kom ons gaan kyk. En Petrus en Paulus kom en hy gee vir ons mooi skrif. Ons gaan vanaand gou deur daai skrif hardloop. Romeine 14. Kom Paulus en hy praat met die kerk rondom oortuigings, persoonlike oortuigings en hulle gewete, want hulle het gesit met 'n grys area. Daar was nie skrif vir hulle om te sê, goed, dis wat jy moet doen as 'n disipel nie, maar en hy kom en hy hanteer natuurlik dan die grys areas. Romeine 14 vers 5. Hy sê die volgende vir die kerk: die een dag bo die ander. Die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy kom en hy bring die antwoord terug na die gemeente toe. Jy moet vanaand hier waar jy sit, daar waar jy by die huis is, moet jy jouself vra, jy moet in jou eie gemoed ten volle oortuig wees van daardie ongeskrewe grys moraliteitswette wat jy môreoggend mee gaan sit, of ewen vanaand as jy huis toe kom, as jy pad huis toe is en so aan.
Julle moet vanaand besluit, wat mag ek of mag ek nie? Ons het nou gepraat, ek en Erik, rondom, moet die man die eerste move maak? Jong dames, moet die man die eerste move maak? Ons kom uit 'n era uit, waar dit die man se verantwoordelikheid was, om die kers te gaan koop, by die blou winkel, en dit dan op te steek, kers opsteek, nee. En ons oupas het sulke sterk longe gehad. Man, as daai light so maak, oupa se blaas klaar daar. Daai kers ken nie kans om opgesteek te word nie, né? Wat is die wet rondom? Wat sê die Bybel rondom dit? Sulke goedjies. Hier kom Paulus en hy sê, laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hoor wat sê in Romeine 14:23 en ek love dit. Hy sê die volgende: hy wat egter twyfel, as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit geloof gedoen is, of geloof is nie. En dan sê die volgende: alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Ewe skielik kom die woord en hy sê vir jou, jou oortuiging, jou persoonlike oortuiging is kardinaal. Jou gewete is kardinaal. Dit is 'n groot ding, die gewete, né? Toe ons jonk was, het gepraat van die mannetjie op die skouer. Kan jy dit so iets onthou? Daardie gewete, daardie persoonlike oortuiging. Die woord sê nie, ek mag nie rook nie. Maar wat is jou oortuiging rondom rook? Wel, wie weet, op die einde van die dag is, die wat rook, gaan ook hemel toe. Julle gaan het geweldig stink as julle aankom. Amen. Jare terug, ek het gerook, ek was nog stout in die wêreld, en ek leer vir 'n pastoor nou, en ek het 'n selgroepie en so aan, en op 'n dag, is ek, my selgroepie vat my na 'n partytjie toe, in die dame se pa, hy is toe by hy maak 'n braai hier iewester, en nou staan ons om die braaivleisvuur, en die oom is besig om te rook hier langs my, whatever, is jou sigarette en is jou longe, en nou sê sy vir hom, pa, Jean lede vir 'n pastoor. Die volgende oomblik, vat hy hom sigaretjie en gooi hom agter die rug. Nou dink ek, nou wat nou, want nou kom die rookie verby. Nou dink ek, my brother, ek kan nog die rookie sien. Jy gaan jouself in die brand steek. Ek sê vir hom, los man, maar nie worry oor dit nie. Dit is interessant genoeg, né? Laat ewe skielik, as jy die woord dominee noem, die sigaretjie moet weggesteek word. Want ek kyk my sien rook. Nee. So, daardie grys area, wat is jou oortuiging? Wat gebeur in jou gees? Wat se gewete? Daai conscience, nee, daai gewete in jou om mag ek dit nie doen nie. En ek love hoe Paulus die antwoord gee. Hy sê in Romeine 14:22, het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy as geoorloof ag nie. Ja, ewe skielik kom dit en die Here gee vir my die verantwoordelikheid. Hy sê, Jean, ek is die Heilige Gees, amen. Ek gaan jou lei. Ek is daar om jou te help. Maar jy het ook 'n keuse om te maak. Jy het jou eie oortuigings en jou gewete wat as gereedskap moet dien in dit wat jy as 'n grys area sien. Mag ek 5 minute laat wees? Dis nie 'n groot sonde nie. Maar as dit die norm van die wêreld is, hoe hanteer jy dit? Ek ongelukkig sukkel met dit. Ek sukkel met laat kom, letterlik, en ek kan lelik raak. Ek wil nie lelik raak nie, maar ek hou daarvan om vroeg te wees in 'n uur. Gemaklik, my vrou gee my nou al. Sy sê my lief, ons is 'n uur vroeg, dan sê ek, halleluja. Amen, kom ons gaan soek koffie, don't go anywhere. Dis 'n moeilike ding. Om te hou, baie belangrik. My oortuiging is, ek moet vroeg wees. Waar die wet sê, as ek sê ek is 9 uur, dan is dit 9 uur. My moet Jean versigtig wees, dat ek nie begin oordeel, omdat jy bietjie laat is, of omdat jy 9 uur is, en ek is kwart voor hierso nie. Ek kan nie oordeel nie. En dis wat ons doen. Jy sien, ons oordeel 9 uit 10 keer in die grys areas. Nie in die wette nie,
As ons sê, jy mag nie moord nie, nêrens veroordeel ons die ou nie, jy het gemoor, jy moet die dinge. Maar as daar die grys areas waar ons, my broer is bietjie laas en nou wil ek hom oordeel. Of die Boeta rook nie, maar ek gaan, oei Boeta, jy moenie rook nie. Dis lelik. Die 3 grootes, jy moenie rook nie, jy moenie vloek nie, en, wat is die ander? Moenie snee nie, dis 3. Moenie rook nie, moenie vloek nie, en moenie anders nie. Drink nie, steel. Een van die klomp, anyway, daar's 'n klomp. Nee, solank jy daai nie doen, is jy veilig. Nee, moral teachings, jou morele kompas moet jou lei. En jy het nodig om die Here te vra, Here, wat moet ek maak in daardie grys area, wanneer jy kom by 'n tattoo? Ek meen, wat sê die Here dat moet tattoos? Rondom hoflikheid, rondom orgaanskenking. Nou raak Jean 'n sensitiewe ding aan, né? Wat sê die woord rondom orgaanskenking? En ek praat nie van rugby nie. Ek praat van daai in die hospitaal waar hulle ietsie vat van jou. Want jy wil 'n ander iemand se lewe red. Ek het groot geword en ek en Anita het altyd besluit toe ons jong getroud is, was aan die dag gewees, dat ons gaan ons organe skenk, want ons wil graag iemand help wat 'n orgaan nodig het. Vir ons mans is dit natuurlik die brein, so dit is briljant, dit word nie gebruik nie, so jy weet al daai mooi goedjies, amen. En so aan. Vir die vroue is dit die common sense, nie echt spot, dis nie 'n orgaan nie, oh my soul, jy sien, nou oordeel hulle my klaar, nee, Jean. So, toe die Here ontmoet in 2001, ek en Anita, het ons 'n gesprek gehad, ek sê, ek is nie oortuig dat hierdie 'n beginsel in die woord is nie. Daar's geen woord vir dit nie, daar's geen skrif om te sê, jy mag nie jou organe skenk vir 'n goeie doel nie. Toe besluit ek, die woord sê, as ek twyfel en ek het toe onttrek. Ek het alles opgegee, want in my oortuiging en in my gewete glo ek nie, ek moet my hart gee vir iemand anders nie. En asseblief, dit is Jean se oortuiging. As jy 'n orgaanskenkers is, asseblief, wees geoorloof in jou opinie. Moenie twyfel in jou opinie nie, want jy moet by die Here hoor. Wat is die goue reël hierso? Baie belangrik. Het jy geloof? So julle wat vanaand hier sit en sê, Jean, ek soek antwoord op 'n tattoo. Ek soek antwoord op my vaping. Is dit regte woord, kan ek vaping gebruik? Is dit regte woord vir die wat vape? Vaping. Vir die wat sê, weet wat, ek gaan 'n paar minute laat wees, want ek het mos altyd 'n rede. Verkeer, Jean, jy ken mos die Kaapse verkeer. Ja, ek ken dit en ek ry ook in dit. Ek is nie exempt van dit nie, sorry vir die Afrikaanse of Engelse woord. Ja, Jean, maar ek hou van die manier hoe dit aantrek. Ek gaan nie verander nie. Ja, ek moet al die woord wat gebruik, ek mag, ons mag baie goed doen, want ons het vryheid in Christus, amen. Maar weer eens, daardie vryheid, glo ek, het parameters, het grenslyne wat God ingestel het, Heilige Gees. So die 3 grootes, ek noem die trifecta. Hoekom die trifecta? Dit is 'n woord wat ek leer ken het as 'n jong man, 'n vriend van my pa, hy het perde gespeel. Horse racing, vir die wat nie die jong is. Dis waar perde met ander klein mannetjies opklim in 'n lol. Almal in dieselfde rigting, vir een van 'n rede. En dan kom jy aan die ander kant en hy sê ek is nommer 1, né? Ja, dit klink so ek in traffic. Anyway, die trifecta is 3. Daar's 3 maniere hoe jy self vanaand vir jouself moet sê, goed, hoe hanteer ek die grys area in my lewe? Nommer 1, kommunikasie met God. Ons noem dit gebed. Ja, gewoonlik sal my chommie vra, so wat dink jy chommie? Kan ek 'n tattoo kry, maar net hier onder die blad, niemand gaan sien nie. Ag, jy weet mos, my ma gaan nie weet nie. Of ons gaan na my vriend toe of na jou pastoor Jean, wat dink jy? Dan sê ek dink nie, ek's 'n man. Nie ekspot. Sien jy dit nie? Vraag is, hulle wil die pastoor met al die antwoorde hê. Al die antwoorde. Pastoor, mag ek 'n nightclub besoek? Wat 'n nightclub? Daai in 3de straat. O, daai ene. Ek weet nie. Het ek nightclubs besoek toe ek jong was? Ja, ek het, been dit done that. Maar die vraag is hierso, nommer 1, gebed. Jy moet by God uitkom in die grys areas van die woord. Want die Here het die Bybel geskrywe met doel
Nie omdat hy kan vergeet nie. Die Here het nie 'n fout gemaak toe hy die woord geskryf het nie. Maar in 'n woord, hy het nie 'n fout gemaak toe hy 'n paar dinge opsetlik uitgelaat het nie. Hy het uitgelaat sodat ons as mens kan groei. Sodat ons as mens jou eie intuïsie, jou oortuiging en jou gewete gereeld te beoefen. Amen. Gebed, nommer 2. Die woord van God. Al is daar nie 'n spesifieke woord rondom rook nie, is daar mooi skrifte rondom gesond lewe. Kyk na jouself en al die mooi dinge. Amen. Sorry ek gaan nou rook uit, maar dis nie maklik, jy moet almal ken rook, né? Maar daar's baie ander. Hoflikheid. Manne, wat sê die woord as jy as man, hoe moet jy jou vrou hanteer? Wat is die woord? Almal ken die woord. Jy moet jou eie vrou lief hê. Dis in die woord. Jy moet jou eie vrou lief hê. Jy dink Here, ek is okay daarmee, want ek weet nie by ander sukkel, hier is klaar genoeg. Amen. Ek en Salomo gaan 'n mooi gesprek hê in die hemel. Ek gaan vir Paulus druk en sê Paulus, hey my broer, hey you're a great man. Ek gaan met Jesus kuier, ek gaan sy voete hang, ek gaan moet so sleep, né? As jy pad het ewe sê, ek sê nou, met by Salomo gaan ek kom en gaan vir hom kyk in die oë en ek gaan sê, hoekom? Omdraai en wegloop. Die vraag is gevra en die antwoord weet ter Salomo, my broers. Anyway, nee, Salomo, wyse man, uit rede gehad. En die derde ene, jy moet toelaat dat die Heilige Gees in jou gees werk. En ons gebruik jou gesegde, as jy twyfel, moet dan nie toelaat dat die grys area jou bring in 'n plek waar jy jouself gaan twyfel nie. En wanneer jy jouself twyfel, is jy in 'n baie plek waar jy gaan heeltyd twyfel, wat sê God ja of nee? En dan word ons we become a wreck. Want jy weet nie of ek moet links draai of regs draai nie. Ek moet na huis toe gaan, Here, moet ek links of regs? Man, draai net en gaan huis toe. Amen. Ways, gebruik ways. Met ander woorde, elkeen van ons moet 'n skoon gewete voor God hê. Bottom line, skoon gewete. As jy 'n besluit gemaak het en jy voel in jou hart is 'n goeie besluit, ongeag wat die woord sê, jy voel dit was nie die woord nie en jy voel jy skoon gewete, gaan vir dit. Want as jy twyfel, sondig jy eintlik. Dan sondig jy. Die skrif wat ek baie op vertrou, wanneer ek elke dag met situasies kom, is die volgende. Jakobus 1 vers 5. As enige iemand van julle, almal van ons, wysheid kort kom, die van julle onthou die chappies, dit is vandag nog so, né? Ons maak hy chappie oop, dan begin ons lees, al die goede, want is lekker wysheid vir ons, né? En dan kou jy die chappie, né? Dat in sy chops is, né? Hy is heel dag in die kies, hy gaan net so, tot jou pa jou hier van agteraf uittal, chappies. Die Here sê, as enige iemand van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God vra, wat aan almal sal gee. Ons is so geneig, en dank die Here vir wyse manne en vroue, ouderlinge, ouer manne en vroue, wat jou kan help met jou grys areas. Maar as jy elke keer hardloop na mens toe, met 'n morele dilemma, of met 'n vraag, you sidestep God, jy mis eintlik die kern en die oorsprong van jy. Jy moet na die Here toe gaan. Die woord sê so, sonder voorbehoud en sonder verwyte, dit sal aan hom gegee word. As jy môre kom en daar's 'n grys area, wat in die woord is nie, wysheid. Wat sê U, Here? En hy gaan in jou hart spreek. Hy sal vir jou duidelike discernment gee. Hy gaan vir jou onderskeiding gee of jy moet reg doen of verkeerd doen. Ons ken dit. Ons kinders weet dit. Hulle is gebore daarmee. Ek noem dit natuurlik in Engels. Ek weet nie of Afrikaanse woord, sorry vir die Engels. A God-filled vacuum. Of kan ek sê 'n God-gevulde vakuum? Dit klink het hom anglisisme. Doesn't make sense, né? Gee my 'n mooi Afrikaanse weergawe van 'n God-filled vacuum. Met ander woorde, daardie leemte binne jou kan net God vul, nie die Here. En al maniere hoe God gaan vul as jy hom toelaat in jou lewe, en toelaat in jou gesprekke, en toelaat in jou gedagtes, en toelaat in elke dag van jou lewe. Heilige Gees, wat ek het wysheid nodig met die volgende.
As jy by die werk is en jy wil huis toe gaan, 5 minutes earlier. Almal doen dit. Ongeveer plus minus naas naby. Né? Wat is die regte ding? Staan nie geskrywe nie. Baas, ek gaan 5 minute vroeër huis toe. Hoekom? Omdat ek wil. Okay, jy's welkom. Good luck with daai ene, né? Maar anyway, of ons los dit en ek glip uit. Gippe. Jy het my nie gesien nie. Eintlik, né? Is jy besig met sonde. Jy sondig teen jouself en jy sondig teen God. Vra die Here vir wysheid. Vra die Heilige Gees se wysheid. Rondom spys en drank. Onthou in die skrif vanmiddag of vanaand wat ek gelees het hy natuurlik gesê in Romeine 5:14, ek het iewers hier geskiep hierso, dink ek. Is dit 14:25? Het ek Romeine 14:23 gemis, Robin? Can you get it back there if you don't mind? With the magic knoppie, love it. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat hy nie uit geloof is nie. Kos is lekker, amen. Jameson, ek weet nie of dit lekker is nie. Ek dink whisky gebruik mense om onions te was, wine. Seker daarvan. Ek seker van daar's 'n mengsel van window cleaner en spirits en goeders. Dit maak jou engine skoon, maar die manne gaan nie, die connoisseurs, nee. Nou my jongste seun, ek weet nie of hy vanaand kyk nie. Hy's 'n whisky kenner. Dan sê hy vir my dad, ek het die. Dan dink ek myself, ek wil dit in my garage, ek wil iets was. Hy sê nee pa, jy is 'n klein, jy gooi hom 'n bietjie met 'n baie ys. En dink ek en dan nee, dan sip jy hom pa, en dan dink ek nee, ek sip niks nie my seun. Maar anyway, Erik ken sy whisky. Belangrik hierso is dat nou drink Erik whisky. En nou kom hy by vriende en die vriend sukkel met drank. Dis weer 'n grys area, eintlik nie. 1 Korintiërs 8 praat baie duidelik daarvan, jy moet nie 'n hindernis wees vir jou broer of jou suster nie. As jy jou Jameson kan hanteer, great. Maar as jou broer sukkel met 'n drink en hy kom kuier by jou en jy gooi 'n whisky, is jy eintlik besig om teen Jesus te sondig. Die skrif is nie op die bord nie, Robin, maar ek gaan dit vir hulle lees. Dit is in 1 Korintiërs 8 vers 12. Die woord sê, deur so teen die broers te sondig en 'n las op hulle swak gewetens te lê, sondig jy teen Christus. Ek het toe ek voor ek julle ken, toe julle leer ken het ek nou en dan 'n glasie wyn gedrink. Ek het probeer in pas by Kaap, né? En ek kom van Johannesburg af, ons drink nie wyn daar nie. Okay? Daar drink hulle bier en Jameson blykbaar. Nou wil ek inpas en nou gaan ek nooit vergeet, ek gaan na een van hierdie wynplase toe en nou moet jy dit mos nie goed proe. Nee, die 5 glasies of die 5 goede. Dan moet jy dit skommel en dan moet jy dit uitspoeg. Ek sê jy spoeg nie drank uit in my lewe nie, maar net in met daai jare. En toe nou sê die ou vir my, so wat proe ek? Dan dink ek wyn. Dan sê hy, nee meneer. Hier is die saagsels. En daar is die koffiebone. En hier is die skaappiepie. En daar is die. En dan myself, Here, ek proe net niks nie. Gee maar die kaas, is lekkerder. Amen. Belangrik is, as jy geoorloof is in dit wat jy doen, en jy is oortuig, dit is okay. En jy en die Here dit vasgemaak voor hom, en jy is okay. Maak seker, jy is nie 'n hindernis vir jou broer, of jou suster, wat sukkel met die varkchoppie nie. As jy Joodse vriende het, wat kom kuier by jou, vir een van 'n rede, en jy braai vir my wieses varkchoppie, gaan dit oorlog wees. Jare terug as 'n plammer, en ek was wat hulle genoem het, die construction ook, in ander woorde, ek het 'n span gehad van 12 manne, dan is ek 3 maande op 'n site en ek doen die konstruksie van die plek. Het ek elke dag, het ons ietsie gebraai en pap gemaak. William was my bos gewees, hy was my skoonmaker van die van, en hy het gebyt gekook vir ons. Dit was sy joppie om te kook. En dan koop ons, ek het 'n kombuisie gehad in my van,
Ons het al die pap gehad met 'n hoenderdingetjie en die dag kry ons 'n cricket bonus, né? En Jean besluit toe, met 'n bonus gaan dit 'n lekker varkchoppie wees. En ek koop toe 13 varkchops. Geliefdes, in daai jare was dit baie geld. En ons gaan saai toe en ek sê vir William, today we can have a feast, maar hy sê niks. En hy braai daai choppies hoor, te heerlik vir my. En toe ons moet aansit, toe sê, so we don't eat pork. Nou moet jy weet, nou Jean hier so met 13 choppe vir hom. En al die pappegoeders en die atomaat en die eie, en toe voel ek sleg. Toe kom ek agter, ek was 'n hindernis geweest, ek het nie my huiswerk gedoen nie. Ek het nie geweet wat is die grys area rondom my en die boesem wie ek gewerk het nie. Dank die Here, daar waar ons gewerk het, was daar 'n klomp ander ambasmanne, was 'n klomp Portugese, en hulle smaak toe 'n varkie. So hulle het baie vir my varkchoppie daai dag gekry, almal van die Portugese, julle eet nie julle varkchoppies. Besef julle, dat elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Nommer 1 teenoor God, rondom die grys areas wat in die Bybel is nie, the unwritten laws of morality, daardie reg en verkeerd beginsels wat jy gaan vra, en dan teenoor jou medemens. Amen. Ek los dit met 'n paar skrifte, belangrik vanaand, dankie, kom ek gaan gou net aan daarso. Onthou die 3. Hoe weet ek wat ek moet doen? Gebed. Bestudeer die woord. Al is hy grys, gaan daar 'n koneksie wees, want dit is God. Om jou te lei tot 'n besluit rondom daardie grys areas van reg en verkeerd in jou lewe. Spreuke 2 vers 3 tot 6 sê die volgende: ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, en as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand. Ek kan vir julle my opinie gee rondom 'n tattoo, of 'n sigaretjie, of 'n Jameson, of wat jy moet aantrek, of tyd. Ek het my opinie, want ek is tog 'n mens met opinie. Maar jy en elkeen van ons moet by die Here uitkom en seker maak, Here lei my, gee my die wysheid om die besluit te maak. En as jy okay is met jou besluit, stick to it. Amen. Hou vas daaraan. Goed, waarmee sluit ek af vanaand? 1 Korintiërs 10:31, ek het daarvan gepraat. Of jy dan eet of drink, of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Is daai nie 'n beautiful skrif om te sê, Here, okay, ek het 'n beginselsaak, ek het 'n moraliteitskeuse, ek het 'n reg en 'n verkeerd, ek weet nie wat die woord presies sê nie, gaan dit eer aan God bring. As jy daai besluit gemaak het, as jy sê ja, go for it. Amen. Laat ek amper sê nou wat ek van nou gaan hulle sê, maar Jean, jy het gesê by TV. Ja, nee. So as jy 'n drankie geniet, jou Jameson, of as jy 'n tattoo wil opsit, of jy wil jou organe skenk, vra vir die Here. Vra vir die Here. Jy moet niemand anders blameer behalwe jouself. As jou buurman vir jou gesê het, nee man, my broer, enigste min, 'n Jameson die tweede smaak beter as die eerste een. Maar die derde ene bring die smake uit van daardie skaapiepie wat ook hulle in wyn gooi en brandewyn gooi en whisky gooi. Waar kom whisky vandaan? Ek weet nie eers nie, maar dink hulle gooi 'n klomp goed bymekaar, né? I don't know. Anyway. Maar, aartappels. Kerels, 'n aartappel wat gegis het is 'n gevaarlike ding. As jy Jameson, daai is gif, hè? Wat jy by die poorte van die hel. Amen. Dit kan boot, jy dink noem dit. Ek het gedrink in Transkei toe ek daar gewerk het. Daar gis hulle iets, ek dink is die oorskiet van alles. Hulle gis iets. En sulke kalbasse. En as jy nou daar kom, ek het daar gewerk vir 3 jaar, as jy daar aankom, dan moet jy deel in hierdie kalbas van gif, né? Ag kerel, 3 slukkies en jy is op jou kop. Gevaarlike goeters. Okay, anyway. Belangrik. Kom ons oordeel iemand anders as hulle 'n tattoo het nie. Hè? Hy man het 'n tattoo, hy's van die duiwel.
Ja, as jy met die koerant geslaan is, ja, maybe, jy weet, dan moet limite wees op die tattoos. Jy weet, 'n man moet so ingekleed van kop tot toe, jy kan eintlik alles lees en nog meer. Nee, kom ons oordeel nie 'n mens met tattoo nie. En ja, kom ons oordeel die man wat rook nie. Hou verhouding met hom of haar. Hou verhouding, kyk hoe of jy hulle kan help. Ek het 'n probleem gister toe ons gery, ek en Nita, ou vir ons, stompie uit die venster uit. Ek kon nie by hom uitkom nie. Ek wil by hom uitkom, ek wil hom vertel my broer, ek wil die stompie vat. En ek wil hom bære. Amen. Julle kleer die prentjie verder self in, amen. Gaan se pennetjie regop staan. Amen. Ons los dit daar. So julle weet waarvan ek praat. Ek sluit af met 3 tekste. Ek dink is 3. Ek gaan vir julle sommer na mekaar lees. 2 tekste. Nommer 1. 1 Johannes 2:15. Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. So as jy 'n morele keuse maak, of jy het 'n keuse wat jy môre moet sit en jy weet wat, nee, dis van die wêreld, asseblief. Soos jy nie môre gesê het, dis daai jakkalsie wat jy gaan jaag. Asseblief, moet dit nie doen nie. En dan die laaste skrif vanaand. Openbaring 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle die reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Amen. Mag elkeen van julle vanaand hier by die huis God se gebooie najag. Mag julle soek na die woord wat geregtig is. Mag ons nie oordeel nie. Mag ons nie die wat noem hulle die splinter in my broer se oë kyk wat rook nie, maar in meantime is ek die grootste narcis wat loop nie. Ons is so geneig om die grys areas te beoordeel en nie die wette nie. Maar die grys areas, maar hy broer doen dit en hy sussie doen dit. Hoe kyk jy jaag Jean maar weer? Ja, ek betaal my eie fines. Dis verkeerd, maar dis nie regte gesindheid nie. Asseblief, ek moet dit nie doen nie, ek moet stadiger ry, né? Stadiger. Mag ons vanaand huis toe gaan en vir jouself die vraag vra. Wat wil die Here vir my leer vanaand? Wat wil hy my leer? Wil hy my leer hoe om die grys areas te navigate? Want jy sal moet navigate. Moenie vasgevang word in beginsels nie. Vra wysheid en kennis. Here, lei my in dit. Wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Want mense kyk na jou. Amen. Ek gaan daarmee afsluit. Sal ons 'n liedjie sing? Kom ons sing 'n liedjie, hè? Jakkalsies, nie spot. En nee, ons gaan 'n lekker liedjie sing, ons gaan daarmee afsluit. So my gebed is vanaand vir die hele gemeente, die wat by die huis is. So daar is ongeskrewe wette van moraliteit. Daar is die grys areas. Maar jou gebedslewe, jou woord, studie van die woord en jou afhanklikheid van die Heilige Gees sal vir jou die wysheid gee om daardie grys areas te navigeer in die wêreld waar ons self bevind. Amen. Vader, aan U kom die lof en die eer en die aanbidding, want U is die koning van die konings, U is die Here van die leerskare. Wat 'n voorreg om vanaand in teenwoordigheid te wees, Heilige Gees. Dankie dat U vir ons die grys areas uitlig, Here. Dankie dat U vir ons wysheid gee. Dankie, Here, dat ons weet dat wanneer ons tot U bid, gaan U vir ons antwoord. Ek wil U eer en loof vir die week wat voor ons lê, Here. Mag ons elke geleentheid wat U oor ons deurgee, Here, mag ons dit gebruik tot eer en verheerliking van U naam, Koning. Mag ons net U naam verkondig, links, regs en oral waar ons gaan. Vader, mag ons waardige instrumente wees in die hande van God. Dis my gebed. En ek sluit af, Here, vergewe ons sondes, soos ons die vergewe teen ons sondig, Here. En mag ons regtig, Here, by U voete sit in die komende dae. Ons gebed is vir Zambië, vir wonderwerke, vir die evangelie, Here, vir die demone wat gaan vlug voor U, Jesus, vir 'n verandering in die gees daar, Here, want U is God en U is goed. Ons loof U nou, ons eer U nou in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Gemeente van Jesus, Shalom, God bless.